welkom by Sente. Nou vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die woord perspektief. Nou perspektief is een van daai baie interessante dinge in die lewe wat ek persoonlik dink baie belangrik is oor hoe mense die lewe sien en hoe jy dit hanteer. Nou perspektief verwys na die manier waarop ons situasies en gebeurtenisse en ervarings in die lewens interpreteer en ons gaan bietjie na 'n paar punte kyk. So die eerste een is die interpretasie. Perspektief is jou persoonlike interpretasie van iets. Dit word gevorm deur jou ervarings en jou oortuigings en jou waardes. Tweedens is dit jou standpunt. Dit verwys na jou standpunt of siening van sake. Elke persoon het 'n unieke perspektief op grond van hulle lewensomstandighede. Derdens, relatief. Perspektief is relatief, omdat dit kan verander as jy meer inligting bekom of as jy meer ervaring rondom die situasie beleef. Vierdens, emosioneel. Dit sluit in hoe jy voel oor 'n situasie of 'n gebeurtenis en jou emosies kan jou perspektief beïnvloed en jou reaksies daarop bepaal. Hierdie is nogal 'n baie belangrike een, veral by ons as vrouens. Ons emosies kan nogal 'n groot rol speel op hoe ons dinge sien en ervaar en beleef. Die konteks, nommer 5, perspektief word beïnvloed deur die konteks of die omstandighede waarin iets gebeur en dit kan jou siening van die gebeurtenis bepaal. Nommer 6, openheid. Dit behels die vermoë om oop te wees vir ander se perspektiewe en om dit te waardeer, selfs al verskil dit van jou eie. Nommer 7, groei en verandering. Deur verskillende perspektiewe te oorweeg, kan jy groei en verander in jou denke en jou begrip van die wêreld. Kommunikasie, dit is baie belangrik. Kommunikasie is geweldig belangrik, omdat jou perspektief jou boodskap en hoe dit ontvang word beïnvloed. Nommer 9, empatie. Deur ander se perspektiewe te verstaan, kan jy empatie toon en 'n dieper verhouding met ander mense bou. Dis ook baie belangrik. Nommer 10, perspektief is dus 'n kernkonsep wat ons begrip van die wêreld en ons interaksies met ander mense vorm. Dit is 'n dinamiese en subjektiewe ervaring wat voortdurend kan ontwikkel en verander. En dit is voorwaar so, hoe ouer 'n mens word, hoe meer ervaring 'n mens in die lewe het, hoe meer dinge jy deurleef, hoe meer verander 'n mens se perspektief rondom sekere omstandighede en sekere dinge. Wat byvoorbeeld vir jou as jong mens baie erg was, en jy het sekere goeders baie erg opgeneem, baie erg ervaar en baie traumaties beleef. Hoe ouer 'n mens word, hoe makliker raak dit en jou perspektief rondom dit verander en jy besef eintlik dit was glad nie so erg gewees nie, dit was glad nie so 'n verskriklike omstandighede of 'n ding wat dalk met jou gebeur het nie. So, dit is soms nodig dat ons ook die lewe deur ander mense se bril moet kyk. Ons moet onsself baie keer in hulle omstandighede plaas, ons moet onsself in hulle skoene sit en probeer verstaan wat ander mense se perspektief rondom hulle situasie is. En die rede hoekom dit baie keer moeilik is omdat ons as mens is baie lief om selfgesentreerd te leef. Ons wil hê ander mense moet sien hoe ons dit sien, ons wil hê ander mense moet dink oor goed soos ons daaroor dink, en ons vergeet soms dat ons almal verskillend is, en dat ons dinge verskillend ervaar, verskillend interpreteer, en nie dinge deur dieselfde bril van die lewe kyk nie. Party mense word baie moeilik groot, baie mense word dalk baie arm groot, baie kinders word dalk as kinders en as tieners sleg behandel in die huis, en hulle perspektief byvoorbeeld op die lewe gaan anders wees as 'n kind wat byvoorbeeld alles in die lewe gehad het, wat dit maklik gehad het, wat nie moeilik opgegroei het nie, wat in 'n huis groot geword het waar daar baie liefde was en aanvaarding en alles vir hulle mooi uitgewerk het. So 'n mens moet leer om mense met empatie te hanteer en om te probeer verstaan van waar hulle kom om regtig perspektief rondom 'n situasie te kan hê. So, dit hang alles af deur watter bril 'n mens van die lewe kyk. As jou bril miskien 'n bietjie vol
donker krappe en merke is en dinge van die lewe het jou dalk al 'n bietjie hard geslaan, jy is dalk verbitterd, jy het dalk onvergewensgesindheid, jy het dalk 'n moeilike lewe gehad, dan is dit baie verstaanbaar dat jy jou uitkyk op die lewe anders gaan wees. Maar mens moet ook nie net daar gaan vassteek nie. Mens moet besef dat ons aan onsself kan werk en ons kan ook die Here vra om ons te help om daardie dinge van die lewe agter ons te sit, die verlede agter ons te sit, oorwinning oor goed in ons lewe te kan kry, mense vergewe en vryspreek wat gefouteer het teen ons en om bietjie jou bril bietjie skoon te maak, om bietjie met 'n nuwe bril na die lewe te kyk en 'n nuwe begin te maak en dalk net 'n bietjie perspektief rondom jou situasie en jou omstandighede te kan kry. 'n mooi quote is wat Chris Pine gesê het, "The only thing you sometimes have control over is perspective. You don't have control over your situation, but you have a choice about how you view it." En dit is nogals baie kosbaar. Ons het nie altyd beheer oor die dinge wat in ons lewens gebeur het, maar ons het verseker beheer oor hoe ons dit sien en hoe ons die lewe ervaar. Dan is hier nog 'n baie interessante ene, en dit gaan jou nogals 'n bietjie laat dink. You can't change the people around you, but you can change the people around you. Ek gaan dit weer herhaal. You can't change the people around you, but you can change the people around you. Dit is nogals 'n baie besonderse ene. So dink 'n bietjie daaroor. En ja, ons gaan nog baie meer oor perspektief gesels en ek hoop dat jy sommer net 'n wonderlike dag gaan hê. Mooi bly.